die aarde aangeraak het. Maar wat as Jesus nooit gebore is nie? En ons gaan saam lees daar uit Matteus hoofstuk 1, die geboorte van Jesus hierso vanaf vers 18, met die teksgedeelte hierso in vers 21. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons u woord het. As ons nie u woord gehad het nie, as ons nie die Heilige Gees gehad het nie, sou ons die ellendigste van alle mense in 'n donker wêreld gewees het. Maar dankie vir Jesus wat gekom het as die lig. Dankie vir die Heilige Gees en die woord wat daar is om ons pad in hierdie wêreld te verlig. En ons wil bid, Here, dat u woord ook vanoggend, u Gees ook vanoggend ons harte sal raak. Ons wil bid dat u ons sal verlos van die bose wat daarop uit is om ons lewens te verwoes. Help ons om ons oë gefestig te hou op Jesus wat die begin en die volëinder van ons geloof is. Want ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. Die bekende gedeelte in Matteus gaan oor die geboorte van Jesus. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit alles het gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Tot sover. In 'n studie wat 1979 tot 2026 hier in ons land gedoen is, het hulle bevind dat selfmoorde ongeveer 11,7% gedurende Desember plaasvind. Dis die hoogste maandelike syfer in 'n jaar. En daar is al baie navorsing gedoen oor wat sal die rede wees dat Desember eintlik vir mense 'n soort van dryf tot selfmoord. En daar word verskeie faktore genoem, onder andere eensaamheid te midde van skare mense rondom jou, uitsigloosheid te midde van die feesvieringe. Mense voel niks het verander nie, niks gaan ook in die nuwe jaar verander nie. En dan laste van 'n lewenstyl onder druk, wat mense eenvoudig oorweldig. En dit is hoekom ons mense baie keer hoor van bekende mense wat lyk of hulle so suksesvol is, ja selfs miljonêers, wat in hierdie tyd selfmoord pleeg. En Jesus het juist gekom om mense van hulle laste te kom verlig. Hy sê Matteus 11 vers 28, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. En dan moedig Petrus ons aan in 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En dis maar een van die vele voorregte wat ons as gelowiges het, om na Jesus te kom, want hy het na ons gekom. Maar het jy al ooit daaraan gedink? Jy al ooit daaraan gedink waar ons sou bevind as Jesus nooit gebore is nie? Staan jou 'n wêreld voor sonder Kersfees? Geen Kersliedere soos wat ons vandag gesing het nie, geen Kerstoneel nie, geen boodskap van vrede op aarde nie. Maar verbeel jou bo al hierdie feestlikhede iets dieper. 'n wêreld sonder 'n verlosser.
Wat as Jesus nooit die geskiedenis betree het nie? Wat as Maria nooit hierdie babatjie in Bethlehem in haar arms gehou het nie? Wat as die krib leeg was? Wat as daar nooit 'n kruis was nie? Wat as daar nooit 'n leë graf was nie? Waar sou ons as mense bevind het in hierdie situasie? Ek wil vanoggend vir julle 'n paar punte doen wat sou gebeur het as Jesus nie na die aarde toe gekom het. Eerstens, sonder Jesus sou al die beloftes van die Ou Testament onvervuld gebly het. Die Ou Testament is vol van hierdie verwagting van die Messias wat moet kom. Van Genesis tot Maleagi roep die skrif uit, die Messias is aan die kom. En as Jesus nie gekom het nie, sou die profesie onder andere in Jesaja en in Micha en die Psalms onvervuld gebly het. Micha 5 vers 1 wat sê, Bethlehem Efrata, jy is 'n klein dorp in Juda. Tog sal daar uit jou vir my 'n regerder kom wat oor Israel sal heers, en sy oorsprong is uit die verre verlede. In Jesaja 7 vers 14. Die Here sal daar homself vir julle teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. En as Jesus nie gebore is nie, sou Israel nou nog gewag het op die geboorte van die Messias. En dit sou beteken dat God se plan vir ons verlossing onverwesenlik sou bly. Die Engelse woord hier in Matteus 1 vers 21 aan Josef sluit direk aan by Jesaja 53 as die vervulling van die profesie dat die Messias die een sou wees wat die volk uit hulle skuld en sonde sou verlos. Jesaja 53 vers 5 tot 6 en vers 10 sê, hy is geslaan en gepynig ter wille van ons sondes. Hy is gestraf sodat ons in vrede kan leef. Hy is geslaan sodat ons gesond kan word. Almal van ons het weggedwaal soos klomp skape. Ons het ons eie pad gevolg. En toe het die Here ons almal se skuld en sondes op hom laat neerkom. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat ly. En al die Here se lewe skuldoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as gevolg van hom ontvou. Profesie. Die Here se plan sal as gevolg van hom ontvou. Maar as Jesus nie gebore was nie, sou ons nog steeds vasgevang gewees het in hierdie sondes wat ons lewens elke dag verwoes. Sonder sy geboorte sou daar geen kruis gewees het nie. Sonder die kruis sou daar geen vergifnis van sondes gewees het nie. Want God se reddingsplan berus op sy seun se geboorte in hierdie wêreld van ons. Daarom sê Lukas 19 vers 10, want die seun van die mense het gekom om te soek en te red wat verlore is. Dit is hoekom Jesus aarde toe gekom het. 1 Timoteus 2:5. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. As Jesus nie gebore is nie, sou ons nou nog gehunker het na verlossing en dit nooit verkry het nie. En ons sou nog steeds vasgevang gewees het in ons sondes reguit op pad hel toe. Maar tweedens, sonder Jesus sou die wêreld geestelik nog donkerder gewees het as wat dit al reeds is. Kolossense 1 vers 13 sê die wêreld is vasgevang in die mag van die duisternis. In Johannes 5 vers 19 sê dat die wêreld is in die mag van die Satan. En wanneer Johannes hieroor praat oor die duisternis, dan gebruik hy duisternis as 'n beeld vir 'n wêreld sonder God. 'n Wêreld waar sonde en misleiding, die leuen en gebrokenheid heers. Want duisternis verdoesel. Duisternis mislei. Duisternis verwar. Duisternis vernietig. Die leuen, die fopnuus, die misleiding word geglo sonder onderskeid in 'n donker wêreld. In hierdie wêreld meet mense sukses aan rykdom of aan aanlyn populariteit in plaas van karakter. Morele standaarde word skuifbaar. As dit goed voel, doen dit dan. Verslawing aan alkohol, pornografie, dwelms, aanlyn spelletjies, sosiale media,
Dit verstrengel eenvoudig mense se lewens, dat hulle nie later meer voel dat hulle leef nie. Woede en jaloesie en trots breek huweliks en vriendskapverhoudinge. Korrupsie en geldgierigheid verwoes die hele land se ekonomie. En bitterheid wat opgegaar word en opgehoop en vertroetel word, vernietig mense se lewens. Vrouens word miskien bekrag en vertrap en verneder deur mans wat alself verhewe bo vrouens beskou. Geslagsonderskeid word verdoesel deur die woke-beweging wat militaristies regte ophuis wat nie eens bestaan nie. En dit ten koste van normale verhoudinge. Dis die soort wêreld van donkerte en duisternis waarin ons bevind. En as Jesus nie as die lig vir die wêreld gekom het, soos Johannes 1 vers 4-5 Jesus se koms beskryf nie, sou ons nou nog nie geweet het wat ware liefde is nie. Sou ons nou nog nie geweet het wat nederigheid en vergifnis beteken, soos wat Jesus het vergesteld het nie. Sou ons nou nog 'n oog vir 'n oog toegepas het, in plaas daarvan om jou vyande lief te hê. Sou ons nou nog onbarmhartig en genadeloos gewees het, in plaas van om met die gesindheid van Jesus die een die ander hoër te ag as homself, om die ander te dien en te bedien, soos wat Jesus ons bedien het. As Jesus nie gekom het, sou ons nou nog mekaar in die rug gesteek het en reputasie deur kwaadpraat vernietig het om mag te bou oor ander mense. Dit sou die wêreld wees waarin ons bevind, nog donkerder as wat dit reeds is. En kan jy jouself net indink om uitgelewer te wees aan so 'n wêreld sonder God, sonder hoop, sonder die lig wat alles verander? Maar derdens, sonder Jesus sou ons geen persoonlike verhouding met God kon hê nie. Ons sou nie God se kinders kon wees nie, want ons is nie die nageslag van Abraham letterlik, met ander woorde Jode nie. Want as Jesus nie gekom het nie, sou die nuwe verbond nie plaasgevind het, waar mense uit alle volke, tale en nasies deel geword het van die nageslag van Abraham nie. En as Jesus nie sou gekom het nie, sou ons nie vir God kon sê, Abba, Vader nie. Dis wat Jesus ons kom leer met ons Vader, om te sê, die God wat in die Ou Testament bekend gestaan het as Jahweh, Adonai, jy mag nou vir hom sê, ons Vader wat in die hemel woon. Daai persoonlike verhouding sou nie daar gewees het as Jesus nie gekom het nie. En weet julle wat, ons sou nie erfgename van die hemel gewees het nie. Om die waarheid te sê, ons sou erfgename gewees het van die hel. En ons sou nie geweet het hoe om te bid nie, want die Heilige Gees sou nie daar gewees het om ons by te staan, wanneer ons nie die woord het en nie weet om in hierdie te mekaar wêreld vir God te vra nie, dat die Heilige Gees sou gesê het, nie bekommer nie. Ek weet wat in jou hart aangaan. Ek sal vir die Vader sê wat jy eintlik wil sê. Sonder Jesus se koms sou dit nie daar gewees het nie. En sonder Jesus se koms sou die Heilige Gees nooit uitgestort gewees het nie. Sou ons nie ons laat lei deur die Heilige Gees om ons denke te vernuwe en onder sy beheer te lewe nie. Ons sou soos die res van die wêreld gewees het, daarop uit om alles rondom ons te vernietig onder die heerskappy van die Satan. Maar vierdens, sonder Jesus se koms sou daar ook nie 'n Christendom gewees het nie. Dit beteken daar sou nie 'n Nuwe Testament gewees het nie. Daar sou ook nie 'n kerk gewees het soos wat ons kerk vandag ken en soos wat die kerk in die Nuwe Testament begin het nie. Daar sou geen wêreldbeweging gewees het wat op die navolging van Jesus sentreer nie. En miljarde veranderde lewens wêreldwyd sou nooit sou onveranderd gebly het as Jesus nie gekom het nie. En die Christelike invloed wat baie van die westerse morele stelsels, liefdadigheidsstigtings, menseregbeginsels, hospitale en gesondheidsorg en onderwysstruktuur tot gevolg gehad het, sou ontbreek het. As Jesus nie gekom het nie, sou die wêreld soveel armer gewees het aan die basiese strukture van reg en geregtigheid. Maar vierdens, sonder Jesus, sonder Jesus sou daar ook geen hoop op die ewige lewe
gewees het nie. Want sonder Jesus sou hierdie lewe letterlik by die graf geëindig het. Daar sou geen oorwinning oor die dood wees deur Jesus se kruisdood nie. Daar sou geen verwagting wees oor die opstanding uit die dood nie. Daar sou geen troos wees van die ewige lewe saam met God nie. En die dood sou finaal wees, die ewige dood, vir ewig geskei van God en in die hel. Dis hoe dit sou gewees het as Jesus nooit gebore is en in die aarde gekom het. Kan jy jou indink wat is toestand ons onsself sou bevind het? Maar die goeie nuus, die evangelie is, Jesus is gebore en sy geboorte het alles kom verander. Die profesie is vervul, dit wat hier in Matteus 1 vers 21 staan, dat die engel vir Josef sê, Maria sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dan kom Jesus, sê Johannes, as die lig van die wêreld, om die wêreld te kom verlig. Jesus sê self in Johannes 8 vers 12, ek is die lig vir die wêreld. Hy kom om hierdie duisternis waarin ons rondtas, om te weet wat reg en verkeerd is. Hy kom om hierdie duisternis te verdryf. En Paulus beskryf dit so in Efesiërs 5 vers 13 tot 14 as hy sê, maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as dit bekend geword het, is dit in die lig. Dis wat Jesus se koms kom doen. Dat ons met nuwe oë kan kyk na die wêreld rondom ons. Dat ons kan onderskei tussen reg en verkeerd. Dat ons kan onderskei wat die wil van God vir ons lewens is. En dan sê Kolossense 1 vers 13, God het ons losgeruk uit die mag van die duisternis en ons onder die heerskappy van sy seun gestel. Hy sê ons is nie meer gebonde deur die sonde nie. Ons is nie meer in die houvas van die wêreld en van die Satan nie. God het ons kom losruk uit en ons onder die heerskappy van sy seun kom stel in die wêreld, maar gelukkig nie van hierdie wêreld nie. Ons hoef nie meer te doen aan die sondige praktyke van hierdie wêreld nie. Maar nog meer, Jesus het koms het gemaak dat ons in hierdie wonderlike persoonlike verhouding met God kan staan. Paulus beskryf dit so in Romeine 8 vanaf vers 15 as hy sê, die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie deur in vlees lewe nie. Nee, julle die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God uitroep, Abba. Dit beteken Vader. En hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Ons het skielik deel geword van 'n nuwe groot geestelike familie. Ons het skielik die nageslag van Abraham geword, die gelowiges onder die nuwe verbond. En ons het die vooruitsig om saam met God die ewigheid in te gaan. En nog meer, Jesus se geboorte het gemaak dat die Nuwe Testament geskryf is. Ons sou nie geweet het hoe dit is om die nuwe lewe te leef onder die leiding van die Gees as ons nie Nuwe Testament gehad het nie. As Paulus nie al die briewe geskryf het nie, as al die evangelies nie geskryf is nie, sou ons nie geweet het wat dit beteken om in hierdie verhouding met God te staan en hoe om te leef nie. Die kerk wat ons vandag het tot stand gekom op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees. En wat 'n wonderlike voorreg is dit net nie om op 'n Sondag by mekaar te kan kom om God op die manier te aanbid nie. En die kerk het die wêreld verander onder die leiding van die Gees en die woord van God. Die wêreld sou soveel anders gewees het sonder die kerk. En in Europa en in ander lande waar die invloed van die kerk besig is om te daal, is die duisternis besig om toe te neem. En die mense wat in daardie duisternis lewe, weet nie wat is besig om met hulle te gebeur nie. Die kerk waarsku, die gelowiges waarsku, maar hulle kan dit nie sien kom, wat dan nie kom is nie. En daarom, die lig wat God vir ons, deur Jesus gebring het, die roeping lê op ons as die kerk, om hierdie lig te versprei, om mense se oë te laat oopgaan, dat hulle vir Jesus kan raak sien.
Maar nog meer, die dood is oorwin deur Jesus se kruisdood en opstanding. Weet julle, telke male as ek by begrafnisdienste dan is my so lekker om die goeie nuus aan mense te bring, sê weet jy wat? Ons staan hier saam met trane en neem afskeid. Maar dit is nie permanent nie. Want daar is ons 'n lewe na die dood vir ewig saam met God. Dit is wat Jesus se geboorte en sy kruisdood vir ons kom bewerk het. En daarom is ons die mees bevoorregte mense van alle mense, dat wanneer Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe in my glo sal al ewig nooit sterwe nie, dan weet ons, daar is vir ons 'n toekoms na die dood, dankse Jesus se koms na hierdie wêreld toe. So, is jy nie bly dat Jesus gebore is nie? Verstaan jy nou die vreugde feesvieringe rondom Kersfees, rondom sy geboorte, dat ons hierdie Kersliedere sing en dat ons Kers aansteek en dat dan liggies oor ons is om iets te verkondig van Jesus geboorte wat die wêreld kom verander het. Maar nie die wêreld kom verander het nie, ook my en jou lewe kom verander het. Want Jesus is gebore vir my en vir jou. Sy naam is Jesus wat ons van ons sondes kom verlos het. Sy naam is Immanuel, God met ons, sodat ons nooit alleen in hierdie wêreld sou wees en nooit sonder God sou wees nie. Jesus is gebore vir my en vir jou, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die vraag is, glo jy dit? Maar dit is net wanneer jy dit glo, van harte glo, dat jy die vreugde van Kersfees kan beleef. Kom ons bid saam. Here, ons weet nie altyd hoe om iets te sê van hierdie dankbaarheid en vreugde wat in ons harte lewe rondom Kersfees nie. Vir die grootste Kersgeskenk wat die wêreld ooit kon droom om te hê. Jesus, dankie dat U gekom het vir ons, mense soos ons, wat dit nie verdien nie. Maar ons wil bid, Here, dat U lig so helder deur ons sal skyn, dat dit ook hierdie donker wêreld rondom ons sal verlig, sodat hulle hierdie kind in die krib vir Jesus sal kan raak sien, te midde van al hierdie feesvieringe hierdie Kerstyd. Here, maak vir ons gelopende getuies van die verandering wat U kind in ons lewens teweeggebring het. Ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. Want die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.